Jy gee nie op nie. Weet jy het al soveel keer geval, die storms het jou al van alle kante afgetref, maar daar's iets in jou wat sê, jy gaan nie opgee nie, en jy het nie opgegee nie, want jy weet hoe om op te staan. Jy weet hoe om weer 'n keer te probeer, jy weet wat dit is om oor en oor die situasie in die gesig te staar, en oorwinning te kry. Jy bly eenvoudig nie lê nie. Staan op, want jy het dit in jou. Ek wil dit vir jou so met jou deel. Jy het dit in jou vandag om weer op te staan. Ek wil hê jy moet saam met my kyk vandag en 'n bietjie gesels rondom die historiese Jesus Christus, wat hy vir jou beteken, wat hy vir jou doen en wat die wêreld doen rondom Jesus Christus. So ja, daar's baie dinge, daar's baie godsdienste, daar's baie leerstellings, daar's baie mense wat baie dinge sê, maar ek wil vandag vir jou stelling maak waarin jy moet dink. En hierdie stelling is Jesus genoeg? Is Jesus absoluut genoeg vir jou om oorwinning te kry? Ek wil hê jy moet Sondag saam met my kyk hier na die wolke, en jy sien hoe breek die son hier deur in die wolke, maar hier na my regterkant toe, aan my agterkant toe sien jy hoe donker dit is. En dit is jou keuse vandag om 'n besluit te maak. Gaan jou lewe so donker bly soos hierdie wat jy nou hier sien, of gaan jy 'n besluit maak vandag om op te staan en die lig te sien skyn en die oorwinning te behaal? Want dit is 'n kwessie van perspektief, dit is 'n kwessie van waarna jy kyk. Dit is 'n kwessie wat jy glo en wat die verskil maak. Jy weet, 99% van mense kan saampraat oor al die stikkend en die seer en al die dinge wat daar gebeur, daar buite. Maar jy is iemand wat eenvoudig opstaan. Weet jou probleme wat jy het, jou challenges wat jy het, die situasies wat jy omstandighede kry, die dinge wat mense sê van jou, al hierdie dinge wat gebeur, alles wat jy wonder wat is aan die gang, dis nie wat jou wakker gemaak het vandag nie. Wat jou wakker gemaak het vandag is die teenwoordigheid van die Here. Wat jou wakker gemaak het is die gees van die Here wat vir jou asem gegee het. Erken dit, glo dit, sien dit raak. Jy weet, 99% mense het vandag wakker geword net sommer om te sê ek is maar net nog 'n dag hier, maar jy nie. Jy het opgestaan met iets in jou gees. Jy het met iets opgestaan met die wete dat God het jou wakker gemaak. Want weet jy wat? As God die streep trek, die Bybel sê, as die Here die asem van 'n mens en die mensdom wegvat, sal alle vlees op hierdie aarde tot niet gaan. So dit is God se plan gewees vir jou om vandag wakker te word. Dit is God se plan vir jou vandag om weer op te staan. Dit is God se plan vir jou om deur te breek. En in 'n tyd soos hierdie waar baie mense preek en baie dinge mense sê wie is Jesus Christus, wil ek vandag vir jou sê, Jesus is genoeg om vir jou asem te gee. Jesus is genoeg om vir jou krag te gee. Jesus is genoeg om vir jou die lewe te gee. Jesus het, die Bybel sê, deur hom het alle dinge ontstaan, en nie een ding het ontstaan wat ontstaan het nie. Hy is die bron, hy is die lewe, hy is die alles. Toe hy aan die kruis gehang het hy nie daar gehang om maar net tot niet te gaan nie. Hy het daar gehang om op te staan. Hy het daar gehang om op te staan. En ek wil vir jou sê, die pyn, die stryd, die seer, die dinge waardeur jy gaan, dis nie maar net daar nie, dis vir jou om op te staan. Jy is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus Christus. Hy het die dood in die hel deurgegaan sodat jy die asem vandag kan inasem, sodat jy vandag kan weet dat God is goed en dat die oorwinning van die Here daar is vir jou. Hy is vandag jou bron en jou sterkte. Hy is vandag die een wat vir jou deurbreek op 'n kragtige wyse. En ek wil vandag vir jou een ding sê. Net een ding wat jy moet glo, jy moet dit vat, jy moet dit aanvaar, jy moet dit in jou gees kry. Jy word en jy is vandag God se omstandighede. Jy is God se antwoord. Jy is God se deurbraak. Jy word nie God se instrument deur om eenvoudig wensdenkerry toe te pas. Ek wens so, ek wens hierdie, ek wens dit sal beter gaan in my lewe nie. Jy word 'n instrument van die Here, omdat jy volhard het deur die verdrukking, omdat jy vasgestaan het in die storms, omdat jy gesê het ek sal nie val nie. Ek gaan glo dat Jesus is genoeg. Ek gaan vashou in die woord van die Here. Niemand ondersteun jou, niemand dra jou, niemand beskerm jou soos wat Jesus Christus jou dra en jou beskerm nie. Dis 1% mense wat dit glo. En as jy dit glo, sê amen daarop.
As jy dit glo, dat 1% mense vandag gesê het, dankie Here Jesus, dat U vir my asem is, dat U my lewe is, dat U my nie net 'n geleentheid gee om maar net 'n wens te sal met my beter gaan nie, maar dat U my die krag gee om op te staan, om te oorwin en die deurbraak te kry. Dis wat God vandag gee. So, ek wil hê jy moet iets luister. Luister dit vandag. Jy is baie meer as die pyn waardeur jy gegaan het. Baie mense sou nie staande gebly het waardeur jy gegaan het nie. Tog staan jy nog. Dit is tog iets wat jy vandag moet verstaan. Jy is gemaak uit iets anders uit. Jy is gekap uit iets baie meer besonder uit. Al die mense, 99% mense sal opgee. Hulle sal terugkeer na die donker toe. Hulle sal sê, kyk hoe lyk die wêreld. Kyk hoe donker is dit. Kyk die storms, kyk die probleme, kyk al hierdie dinge. Daar is geen hoop vir my meer verder oor nie. Maar jy sal kyk vandag en jy sal jou oë ophef en jy sal sê, my hulp is van die Here. Hy is die een wat my krag gee en my sterkte gee. Hy het opgestaan. Die dood en die hel is oorwin. Hy het die sleutels van die doderyk geneem. Hy het vir jou die oorwinning vandag gegee. Hy het sy Heilige Gees in jou uitgestort en jy lewe. Jy lewe en die krag van God is in jou. Jou gedagtes word vernuwe. Jou gees het krag. Daar is die vermoë vandag vir jou om die woord van die Here te spreek en te kan sê, Here, ek dank U dat U is die een wat die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Die Bybel sê, Jesus het eendag vir al die mense om hom gesê, sien julle hierdie tempel? In 3 dae sal ek dit afbreek en in 3 dae sal ek dit weer opbou. Sal ek dit opbou. En hulle wou hom stenig daaroor, want weet jy wat? Hulle het natuurlike oë. Hulle het na die natuurlike omstandighede gekyk. Hulle het na die bakstene gekyk. Hulle het na die klippe gekyk. Hulle het na die gebou gekyk, die aardse, die natuurlike, dit wat eenvoudig sal verdwyn. Hulle het daarna gekyk en gesê, hoe is dit moontlik? Want daar's jare lank aan hierdie gebou. En hulle wou hom stenig daaroor, maar hulle het vergeet, daar is 'n geestelike huis. Hulle het vergeet, daar is geestelike waarhede wat baie kragtiger is as die natuurlike. Jy sien, wat ek en jy sien, die see, die sand, dit wat ons hier sien vandag, is maar net die natuurlike, maar daar is 'n geestelike vandag. Daar is 'n hemelse, daar is 'n bonatuurlike, dit wat die oog nie gesien het en wat die hart nie opgekom het nie, dit wat God voorberei het vir jou. Wat hy voorberei vir jou, wat hy voorberei vir jou om deur te breek en die krag van God te ervaar en die seën van die Here in besit te neem. Dis tyd om op te staan, dis tyd om deel te wees, dis tyd om die opstandingskrag van die Heilige Gees in jou binneste te hoor. Dis tyd om die woord van die Here te hoor. Ek weet dis in jou, ek weet dis in jou, want jy's 'n gelowige, ek weet jy ervaar die krag van die Here, ek weet jy's nou eenmaal die geseënde van die Here. Ja, dit is so belangrik. Die storms het gekom, al daardie dinge het gebeur, maar daar het 'n krag in jou opgestaan, wat geen mens kan beskryf nie. Hierdie krag is die Heilige Gees, wat vir jou vandag sê, jy gaan wen. Jy's bestem om te wen. Jy's geoormerk vir sukses. Ek wil vir jou sê, terwyl baie mense godsdienstig die opstanding, die kruisiging en al hierdie dinge vier, asof dit een of ander belangrike ritueel is. Ek wil vandag vir jou sê, dat jy is nie een wat glo in net rituele nie. Jy glo in die opstandingskrag van Jesus Christus. Jy glo in die lewe. Dis goed om histories boeke te skryf en te sê, daar was 'n man met die naam van Jesus Christus. Dis goed om te sê, daar is mense wat sulke dinge glo en sulke dinge probeer vier. Maar ek wil vir jou dag sê, daar is 'n geestelike, daar is 'n kragtige, daar is 'n deurbraak vandag en daardie krag is in jou vandag. Dieselfde Gees wat Jesus Christus opgewek het, sal jou sterflike liggaam ook opwek, sê die woord van die Here. Jy is bestem om te wen, glo dit. Ek wil vir jou sê, net die blote feit dat jy nog na hierdie boodskap luister, sê vir my dat God het 'n boodskap vir jou. En daardie boodskap wat hy vandag vir jou het, is om op te staan. Ek moet dit vir jou sê, staan op. Staan op. Jy hoef nie toestemming te kry by mense nie. Jy hoef nie eenvoudig die aanvaarding van mense te kry om weer te probeer nie. Jy hoef nie te sê, wat het gebeur en dit is die geskiedenis, dis my track record nie. Jy kan vandag sê, die opstandingskrag van Jesus Christus bring vir my hoop. Die opstandingskrag van Jesus gee vir my die krag. Dit gaan met my goed gaan. Die seën van die Here is my deel. Ek weet die krag van die Here is daar saam met my en hy gee vir my die oorwinning. Hy gee vir my die seën. Hy gee vir my die krag en hy gee vir my
my die oplossing vandag. In Jesus se naam. In Jesus se naam. Ek wil dit vir jou sê, jy is nie verlore nie. Jy het dit hier in jou. Ja, dit lyk vir jou asof daar baie dinge met jou gebeur het. Dit voel vir jou dat jy dalk 'n mislukking is vandag, maar jy's nie iemand wat vir krediet vra nie. Jy's nie een wat vir aanvaarding vra nie. Jy vra dit nie, want dit hang nie van mense af nie. Dit hang van die Heilige Gees en God af, en hy gee vir jou nuwe krag en nuwe sterkte. Sy Gees werk in jou. Hy's besig om oor jou te werk, bo jou, om jou, agter jou. Hy's besig om in jou liggaam te werk. Hy's besig om elke storm te verander en 'n oorwinning. En ek wil hê jy moet kyk na hierdie wolke. Net nou toe ons daarna gekyk het, was dit nog dik onder die storm gewees. Het dit gelyk so onheilspellend of daar geen hoop is nie. Maar kyk 'n bietjie hoe breek die lig deur. Kyk hoe begin die krag van die Here in hierdie dag inskyn. En ek wil vandag vir jou dit verklaar. Net so gaan jou verlede verdwyn en God gaan verskyn. Die krag van die Here is daar. Die oorwinning van die Here is daar om jou deurbraak te gee. Soos nog nooit tevore nie. Want jy is nou eenmaal die geseënde. Jy's die kop en nie die stert nie. Jy is God se bron vandag. En ek wil dit vir jou spreek. Ek wil dit vir jou sê. Jy's die een wat na jou siekte, na jou pyn, na jou gebrek, na die omstandighede, na alles waardeur jy gegaan het, kyk. Jy kyk na jou verhoudings, jy kyk na die storms wat deurgegaan het, jy kyk na die mense wat hulle rug op jou gedraai het, jy kyk na die situasies waar jy jou werk dalk verloor het en die omstandighede, jy kyk na waar jy gesien het, ek weet nie of my liggaam dit meer kan vat nie, maar tog is daar in jou gees nog iets wat sê, ek weet my verlosser lewe, ek weet die Here is die een wat vir my krag en sterkte gee, hy's my lied, hy's my psalm, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neer lê in groen weivelde en na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy verkoop my siel vandag. Hy lei my en hy dra my en hy beskerm my vandag. En dis wat hy vandag vir jou doen. Staan op. Staan op. As jy een ding in hierdie boodskap hoor vandag, staan op, want daar's iets in jou wat jou asem gegee het om dit weer te doen vandag. Jou saak is nie verby nie. As jou saak verby is, sal God die streep trek. As jou saak verby is, sal God jou hemel toe vat soos wat hy Henog hemel toe gevat het. Hy sal jou saamvat, jy sal in hemelse plekke wees, want jy's reeds daar in die gees. Maar vandag haal jy asem. En terwyl jy asemhaal, wil ek vandag vir jou sê, jy is bestem. Jy is bestem. Jy is bestem om te wen. Vader, in Jesus naam bid ek, Here, dat ons hierdie situasie, dat ons vandag in die gesig sal kyk en sal weet, Here, dankie dat U vir ons gemaak het om bestem te wees om te wen. Here, dankie dat die opstandingskrag van Jesus Christus in ons werk, deur ons werk, om te wil en te werk na U welbehae. Ons eer U, Here. Ek dankie dat ek vandag saam met jou kan bid, saam met jou kan staan, vir jou werk, vir jou omstandighede, vir jou verhoudings, en vir alles wat daarin kom. En ek wil in die gees saam met jou staan en sê, jy is meer as 'n oorwinnaar, want die geloof van God is in jou, in Jesus naam. Amen, en God bless jou vandag. Dankie dat jy saam met my geluister het. Wat 'n fantastiese dag is dit vandag, hoe die wolke daar deurbreek, hoe die krag van die Here hier is vandag, en ek glo jy die Heilige Gees ervaar. En ek wil vir jou sê, dankie vir die mense, die kampioene wat my help finansiëel om hierdie bediening uit te gaan en uit te stuur. Ek waardeer dit verskriklik opreg. As hierdie boodskap jou geseën het, sal jy oorweeg om 'n vrywillige bydra te maak. Die besonderhede is daar. Ek is George van 3 Minute Kerk. As jy met my kontak, is die besonderhede op hierdie boodskap en ek sal jou inskakel. Kom ons wen vir Jesus. Amen. Mag die liefde van ons hemelse Vader, mag die genade van Jesus Christus en mag die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees jou deel wees. Amen, en God bless you.